Goed, ons hanteer dan nou die tweede gedeelte van Lukas hoofstuk 23 en ons lees daarvan vers 26. Ek lees van 26 tot 32. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg en vroue wat rou bedryf het hom beklaag. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê: "Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar het en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê: Val op ons en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groene hout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word." So, kom ons kyk, Jesus is op pad Golgotha toe. Ons weet dat Golgotha beteken hoofskedel of plek van die skedel. Nou, daar's uit die aard van die saak 'n betekenis daaraan gekoppel wat ek nie nou op hierdie stadium regtig die insig het oor waaroor gaan die hoofskedel nie. Ons weet Jesus is die hoof van die gemeente en hoekom hy daar gekruisig is, weet ons nie. Die een ding wat ons wel weet van Golgotha was nie in Jerusalem gewees nie. Dit was buite die stad gewees. En dit is maar wat die godsdienstiges altyd doen, hulle wil nie gekonfronteer word met die dood nie, en hulle wil nie bloed op hulle hande gehad het nie, en daarom het hulle Jesus buite die stad gekruisig. Goed, so dit wat dit dan betref. Dan sien ons, hier's 'n sekere Simon van Sirene. Nou Simon, en daar's mos nou verwysende skrifte waarna 'n mens moet gaan kyk, maar Simon, volgens die skrifte, was die pa, dit wil vir my voorkom asof hy 'n swart man was, en hy het 2 seuns gehad, Rufus en Alexander. En ons kry in Handelinge te doen met Rufus en Alexander, ons kry ook later weer met Alexander te doen. Nou, ek weet nie of dit noodwendig die afleiding is wat 'n mens kan maak om te sê dis presies dieselfde Alexander en dieselfde Rufus nie, maar as die afleiding reg is, dan weet ons Rufus was uitverkoop aan die evangelie en Alexander nie. Alexander het die evangelie teëgestaan, maar dit kan ons nie nou sê of dit al wat ons weet is hulle pa was wel hy was wel die pa van Rufus en Alexander, maar watter Rufus en Alexander is, dis debatteerbaar. So ons kry dit dan nou om te sê waar kry ons te doen met hierdie ek dink dit staan in Matteus, ek moet nou maar net by die adres kom, ek dink dit staan in Matteus 27 vers 32. Goed, en dan kry ons in vers 27, en 'n groot menigte van die volk het hom gevolg. Nou hierdie volk is dan nou die Joodse volk, en ons weet, omdat dit nou in Jerusalem is waar hy gevange geneem is, weet ons ook dat dit is nou, en hulle is nou op pad om hom te kruisig. So hulle vat hom, daar's 'n hele roete wat hulle moes stap om by Golgotha uit te kom, en daarom het hulle vir Simon gebruik om te help om die kruis te dra. Nou, weer 'n keer was Simon 'n slaaf, dit is nou een van daai goed wat ons nie weet nie. Goed. Dan sê hulle, 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. So, daar's 'n gebruik in die ooste, in die Midde-Ooste. En ons kry dit onder die Jode, ons kry dit onder die moslems, in daardie gebied. Wanneer iemand te sterwe kom, dan is daar van die vroue in die gemeenskap wat rou beklaag, wat op 'n manier ween en huil op 'n manier wat pas by 'n begrafnis, en dis presies wat hier gebeur. So dis nie noodwendig vroue wat oor Jesus
spesifiek huil nie, hulle huil omdat hulle weet, hier is een van hulle, met ander woorde, hier is 'n Jood in hulle midde, wat tereggestel gaan word en wat aan 'n kruis opgehang gaan word. En vir daardie rede moet hulle uit die tradisie uit, moet hulle ween en hulle moet huil en rou bedryf. Vers 28. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, en ek wil hê jy moet oplet, hoekom sê hy dogters van Jerusalem? Hoekom het hy nie gesê dogters van Israel nie? Hoekom het hy nie gesê dogters van Judea nie? Hy sê dogters van Jerusalem, want dis baie spesifiek na die dogters van Jerusalem wat hy verwys, menende dat Jesus het voorspel dat 70 na Christus, wat wel gebeur het, sou die hele stad Jerusalem en die tempel en alles in Jerusalem tot op die grond toe verwoes gewees het, en die mense wat in Jerusalem woonagtig sou wees, en ons praat nou van min of meer, Jesus is in hierdie geval 33 jaar oud, so 37 jaar later, min of meer, gaan daar 'n geweldige ding gebeur in Jerusalem, en Jesus waarsku hulle. Hy sê, vroue van Jerusalem, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Nou, kom ons sê die vroue wat agter hom aangeloop het, was tussen ouderdom 20 en 50. Dan was daar van daai vroue wat 37 jaar later nog steeds lewend sou wees. Wanneer hierdie verskriklike ding gebeur het met die inval van Jerusalem, en die Engelse woord is the siege of Jerusalem. En dan kan jy maar gaan kyk, jy kan op Wikipedia gaan kyk presies wat daar gebeur het. Die Romeinse troepe onder generaalskap van Titus het gekom en hulle die stad omsingel, en hulle die verhoed dat mense in en uit in die stad in kan gaan, en hulle vir 8 maande die mense uitgehonger binne in die stad, hulle kon nie gaan kos koop nie, en dis hoekom Jesus hierdie woorde gebruik. Hy sê, want daar kom dae, wanneer hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, en die moederskote wat nie gebaar, en die borste wat nie gesoog het nie. So, dink jou in, vir 'n tydperk van min of meer 5 maande, want jou eerste 3 maande het jy dalk nog bietjie kos, maar na 3 maande begin mense sonder kos te raak. En nou is daar mammas wat swanger is, en mammas wat babietjies gehad het, en mammas wat jong kindertjies het, en daai kinders moet gevoed word, maar daar's nie kos nie. En dis wat Jesus hier sê. Ween oor julleself. En wat Jesus per implikasie ook sê, en hy het wel, en ons kry dit in verskeie plekke, ons het dit al gehanteer in Lukas ook, waar Jesus sy disippels waarsku om te sê, daar gaan 'n tyd kom. Hy sê, en die ding waarvoor julle moet uitkyk, is wanneer julle hierdie abomination of desolation sien, met ander woorde, wanneer julle die stad omsingel sien met soldate, vlug. So, vir wie gee Jesus hierdie woord? Hy gee dit nie vir die Jode nie, hy gee dit vir die Christene. Want die Here weet ook, dat wanneer God 'n goddelike waarskuwing gegee het vir die Jode, het hulle hom net absoluut geïgnoreer en gemaak asof hy 'n vals profeet is. Nie net hy nie, die profete van die Ou Testament ook. En Jesus sê, mag dit net so wees dat jy nie een van hierdie is nie. En dit is wat gesê sal word. En wat is dit wat gesê gaan word? Gelukkig, en die Engelse vertaling praat van blessed. Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Want is een ding om honger te ly, maar is 'n ander ding om 'n baba en 'n kind te sien honger ly. En jy weet as ouer, jy gaan hom nie kan help nie. En dan sê Jesus in vers 30, dan sal hulle vir die berge sê,
val op ons en vir die heuwels bedek ons. Nou moet jy moet gaan uitvind waaroor gaan berge en heuwels, en ons weet, toe Johannes die Doper se bediening begin het, was daar 'n profetiese woord oor Johannes uitgespreek om te sê, hy sal voor Christus uitgaan en hy sal die krompaaie reguit maak en die laagtes en die heuwels gelyktes maak. Met ander woorde, hy gaan die weg berei vir Christus tot 'n weg van waarheid en die gedagte dat die krompaaie en die heuwels en die hoogtes uitgesorteer en die dale uitgesorteer moes word, is om te sê, almal is gelyk wanneer Christus kom. Daar's nie meer 'n hoogte, die grootste kerk is die grootste berg, en die kleinste kerk is die kleinste heuwel, en wat ook al nie. Daar's nie titels nie, daar's nie posisies nie, daar's niks. En dan sê hy, hulle sal vir die berge begin sê, met ander woorde, vir die wat hulle self opgehef het. Maar wat gaan nou hier aan? Hulle gaan vir hulle priesters sê, hulle gaan vir hulle fariseërs sê, en hulle skrifgeleerders en hulle wetgeleerders sê, maar hoe het dit gebeur, dat ons stad ingeval word deur die Romeine? Hoe het julle dit nie voorsien nie? Want jy sien, dis die hele probleem met die fariseërs wat nou op pad is om Jesus te kruisig. Hulle wou niks vat wat hy vir hulle te sê gehad het nie. En hy het gewaarsku en gesê, daar gaan so 'n dag kom. En dan gaan hulle vir die berge en die heuwels, die groot berge en die kleiner berge, gaan hulle sê, bedek ons, val op ons. En dan sê Jesus in vers 31, want as hulle dit doen, en hier moet nie staan aan die groen boom nie, hier moet staan, as hulle dit doen in die groen, of in die groen hout nie, daar moet staan, want as hulle dit doen in die groen hout, wat sal in die droë gebeur? So wat is die groen hout wat Jesus van praat? Jesus sê, hierdie boodskap is vars, en 70 jaar van nou af, wat die groen hout betref, met ander woorde, hy gee hierdie boodskap vir hulle, en sê, ek is hier, ek is by julle, ek waarsku julle dis wat gaan gebeur. Moenie oor my ween nie, ween oor julle self, met die gedagte dat Jesus hulle wil waarsku om te sê, julle moet gaan navraag doen oor die waarskuwing wat ek julle gee. En die groen hout wat hy na verwys, is om te sê, dat as die boodskap wat julle nou die Messias by julle gehad, hy het julle gewaarsku en alles, en julle gaan nie luister nie, wat dink jy gaan later jare met die Jode gebeur? En ons weet wat het met die Jode gebeur, oor die eeue, want hulle het nie geluister nie. En dan sien ons in vers 32, en daar is nog 2 ander kwaaddoeners, evildoers, is weggelei om saam met hom tereggestel te word. Goed, so ons kan baie duidelik sien dat Jesus op pad na sy kruisdood toe, is hy nog steeds ingestel daarop om te red. Hy waarsku die vroue van Jerusalem, wat met hulle uit die aard van hulle godsdienstigheid, is hulle besig om hom te beween, en hulle is besig om te huil vir hierdie man wat doodgemaak gaan word, wat aan die kruis opgehang gaan word. En al wat Jesus vir hulle probeer sê, moenie oor my huil nie, huil oor julleself. Huil oor julleself, want as jy gaan huil oor jouself nou, dan gaan jy ondersoek instel, en jy gaan waarskynlik dan Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, en dan is die kanse goed, as jy Jesus dan aanneem, dat jy hierdie geweldige ding wat voor lê vir die Jode, dat jy dit sal kan vryspring, want die Christene het dit vrygespring. Goed, ons is dan nou by vers 33. Nou ek gaan nie hierdie gedeelte nou vooruit lees nie, ek gaan somme van vers 33 af begin verklaar, soos wat ek glo die Here dit vir ons deurgegee het, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, nou dit is Golgotha. Golgotha en Calvary beteken dieselfde ding, is net in verskillende tale geskryf, en so hoofskedel is dan nou
Calvary of Golgotha. En hulle het hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. Want jy sien, Christus het vir almal gekom. Christus het nie net gekom vir die een aan die een kant van hom en nie aan die ander kant van hom nie. Maar ons sien wel aan die einde van tyd, ons kry dit in Matteus 25, dan is daar 'n plek waar Jesus sê, kom staan hier by my, aan my regterhand, dan praat hy met die skape, en dan sê hy vir die bokke, kom staan julle aan my linkerhand. Nou wil ek die afleiding maak, dat die ou wat aan die regterhand was van Christus, is die ou wat na Jesus toe uitgereik het om te sê, dink aan my. Ek sê nie dit, daar word nie daarna verwys nie, maar daar is 'n regterhand en 'n linkerhand van Christus wat in die woord aangedui word. Goed, Christus aan die regterhand van sy Vader en Christus se bruid aan sy regterhand. Dit is so eenvoudig soos dit. Christus is die skakel tussen ons en die Vader. Daar is nie 'n ander manier, daar is nie 'n ander weg tot die Vader nie. Hy is die skakel, hy is die middelman. Hy staan in die middel. En hy gaan ook die middelman wees wat die skape en die bokke van mekaar gaan skei. Goed. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Nou, jy sien, die hart van die Vader is om te vergewe, en dis hoekom hy sy seun gestuur het. En wanneer hulle hom kruisig, dan is die daad van die kruisiging is nie hulle sonde nie. Dis nie hulle sonde nie. Die feit dat hulle hom kruisig is nie hulle sonde nie. Die sonde wat hulle het, is om nie in hom te glo nie. Want as hulle nie in hom geglo het, as hulle in hom geglo het, het hulle hom waarskynlik nie gekruisig nie. Maar hierdie is alles deel van God se raadsplan. Hoe weet ons dit? Handelinge 3. Handelinge 3, ons moet net gou so toe blaai, want ons moet dit lees, dat jy kan verstaan hoekom het gebeur wat gebeur het onder die hand van die Jode. Ek lees Handelinge 3 vers 13, die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. Ek gaan nou lees van Handelinge 3 vers 13 tot 18. En julle het die heilige en regverdige verloon, en dis Christus heilig en regverdig, en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word, en ons weet dit was Barabbas, en die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is, en deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Met ander woorde, julle en julle owerstes het Christus onwetend in onkunde gekruisig. En nou kom die antwoord. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Dat die Christus sou ly. So, die mense wat Jesus gekruisig is, was nie skuldig nie, want dis nie waaroor dit gaan nie, dit was vooruit bepaal dat hulle hom moes uitlewer. En vir daardie rede, en so seker soos wat ek hierdie woord besig is om dit te verklaar, wil ek vandag vir jou sê, daar is heel party van die mense wat Jesus gekruisig het, wat tot bekering gekom het. En daarom kan ons nie, en daar is so 'n ding om te sê, dat die Jode was Christ killers gewees. Vergeet daarvan, dit was alles deel van God se raadsplan. Want as die Jode nie Christus doodgemaak het nie, dan het ek en jy nie die redding deelagtig geword nie. Hulle het dit vir ons moontlik gemaak om redding deelagtig te word. Al was hulle verkeerd in wat hulle gedoen het, hulle was reg in wat hulle gedoen het. So, maak vrede daarmee. Goed.
Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Met ander woorde, Christus sê, hulle weet nie, hulle is onkundig. Hulle weet nie, hulle doen wat hulle doen, maar hulle weet nie wat hulle doen nie. As hulle geweet het, hulle is besig om die Messias te kruisig, het hulle hom nie gekruisig nie. En daarom verontskuldig Christus hulle. En dit is so lieflik, is die hart van die Here. Hy verontskuldig die ouens wat hom doodmaak. Is dit nie die hart van die Here wat jou ook gered het nie? Jy was 100% skuldig. Guilty, guilty, guilty. Ek en jy was skuldig. Hy is die enigste ene wat kon sê, not guilty. En jy sien, en dis hoekom jy hom nodig het om jou te red. Goed. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Nou, ek moet net ietsie daaroor sê, Psalm 22, vers 19, nou, jy ken die welbekende Psalm 23, en dis nie om dove neer te laat Psalm 22 voor Psalm 23 val nie, maar dit gaan oor, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 22 gaan oor, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 23 gaan oor, die Here is my herder. As dit nie jou hart raak nie, sal niks jou ooit raak nie. As dit nie jou hart raak, dat die een wat sê, my God, waarom het U my verlaat, dat hy ook die een sal wees wat sê, die Here is my herder. My God is my herder. Jy sien, maar ek wil net 'n versie aanhaal in Psalm 22, en die vers wat ek wil aanhaal is in vers 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Nou, hier in vers in Lukas 23 vers 34 sê hy, en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Nou, so dit is 'n profetiese woord wat uitgespreek was, wat maar net weer 'n keer bevestig het, dat Christus moes sterf aan die kruis, en dat een van die bevestigings is dat hulle sy klere verdeel het. En dis 'n profetiese woord. En dan kyk ons in Johannes 19 vers 23, sien ons dan net weer 'n bevestiging. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed word ook verdeel, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in 1 stuk gewewe. Van bo af in 1 stuk gewewe. So Jesus se onderkleed word nie verdeel tussen hierdie soldate nie. Hoekom nie? Nou wil ek jy met gou vinnig saam met my blaai na Exodus 28 toe. Exodus, jy kan maar die opname stop, gaan blaai na Exodus 28 vers 32 toe, en dan sien ons in vers 32 staan daar, en die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees, rondom die opening moet 'n soem van wewerswerk wees, soos die opening van 'n pantser moet dit daarin wees, dat dit nie kan skeur nie. Nou goed, so dis hoekom nou waaroor gaan dit wat ek nou gelees het in Exodus, dit gaan oor die kleed, die heilige klere wat Aaron as priester moes dra. En die onderkleed wat hy gedra het, was die priesterlike kleed, wat van 1 stuk lap gemaak was, wat nie 'n naad gehad het nie. Hy het nie 'n naad gehad nie. En dan sien ons in hierdie skrif in Johannes 19, en toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, daar was 'n onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, so hulle kon hom nie skeur nie, en dan sê hy van bo af in 1 stuk gewewe. En dit is die kleed wat 'n priester sou dra. Dis 'n priesterlike kleed wat Jesus aan het. So wat is die relevantie van Jesus wat hierdie priesterlike kleed aan het? As jy mooi sal onthou, was voordat Jesus teruggestuur was na Pilatus toe deur Herodes, het Herodes 'n koninklike kleed oor Jesus gewerp.
En net voordat hy Jesus terugstuur, hy trek hom die koninklike kleed aan, hy mok hom, hulle bespot hom, hulle sê, as jy dan nou die koning is, help jouself, red jouself, al die goedjies wat hulle vir hom gesê het, hulle het hom bespot, hulle het op hom gespoeg, want jy sien, al wat Herodes wou probeer doen, is om te sê, ek is die koning, jy het nou met die koning te doen. Maar Jesus sê niks, hy vat dit, hulle haal die koninklike kleed weer van hom af, hulle trek hom weer sy priesterlike kleed met sy ander klere aan, en voordat hy kruis toe gaan, trek hulle hom dit uit, en hulle verdeel die klere onder die soldate, maar die priesterlike kleed, die onderkleed, word nie verdeel nie. Hoekom? Want jy sien, Christus is die priester volgens die orde van Melchisedek. Ons kry dit in Hebreërs hoofstuk 7. Hebreërs hoofstuk 7, en ek lees daar van vers 1 af, hy sê, want hierdie Melchisedek was koning van Salem. Salem beteken vrede. Koning van vrede. Christus het gekom om ons in vrede te stel met God die Vader. Dis hoekom hy gesê het, Vader, vergewe hulle weet nie wat hy doen nie. En in sy priesterlike amp kom hy, want hy is ons hoë priester. Hy's hierdie Melchisedek was die koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste. So hy's koning, priester. Jesus dra eers die koninklike kleed, en voordat hulle hom weer teruggee vir Pilatus, haal hulle die koninklike kleed af en hulle sit die priesterlike kleed op hom. Is dit nie lieflik nie? Verstaan jy hoe ingeweef is ons evangelie in presies op die nommer? Hoekom staan dit in Psalm 22 vers 19, sodat ek en jy kan weet, God is 'n God wat nie kan lieg nie. Hy het dit voorspel, hy het dit gesê, dit was in sy evangeliese plan, hy het dit deur profeet op profeet bevestig, en hier kom die een. En as jy gaan teruggaan, wie was Melchisedek, dan kom jy agter, Melchisedek was die ou, wat, ek wil hom nie 'n ou noem nie, dit moes Christus is nie 'n ou nie, maar dit is 'n onbekende man, hy het nie 'n pa of 'n ma gehad nie, want die woord sê dit. Ek gaan gou klaar lees. Ek is nog steeds by Hebreërs 7. Hy is die koning van Salem, priester van die God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem. Dit is die koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder. Christus sonder vader, sonder moeder. Sonder geslagsregister, sonder begin van lewe van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. En dis die beeld van Christus. En waar verskyn Melchisedek? Hy verskyn een keer. Wanneer was dit? By Abraham. Wie's Abraham? Abraham is die vader van ons geloof. En nie die vader van Israel nie. Nie die vader van die Israeliese geloof nie, die vader van jou en my geloof, wat deel was van die evangelie wat Christus verkondig het, aan die Jode, maar ook aan die heidene. Waarvan ek en jy deel is, maak dit jou nie opgewonde, om hierdie rykdomme te kry uit die woord van God, om te weet met hoeveel sorg het hy vir ons die evangelie bymekaar gesit, sodat ek en jy sekerheid kan hê in hom. Nie in jou eie vermoë nie, nie in wat jy bereik het nie in die kennis wat jy van hom opgedoen het nie, dis net nog genade op jou lewe. Ek gaan aan, ek is by vers 35. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Jy sien, Christus het nooit gekom om homself te verlos, hy het gekom om jou en my te verlos, want ons was die sondaars. Hy het nie verlossing nodig gehad nie, want hy is nie die sondaar gewees nie. Hy was sonder sonde, en daarom het hy nie 'n verlosser nodig gehad nie. Ons het wat in sonde gehul was, moes hy ons kom vrymaak van die sonde. En weer eens, moenie die sonde verkeerd interpreteer nie.
As hy ander het hy verlos, laat hy homself verlos. En Christus se verlossingsplan het hy baie duidelik, en al die verlossingswerk wat hy gedoen het, was, hy het melaatses genees. Wat is melaatsheid? Melaatse is sonde. Hy het siekes gesond gemaak, hy het krepeles genees, hy het dooies opgewek, en al die goedes wat hy gedoen het, is 'n teken van geestelike vernietiging wat oor die Jode was, en Christus het hulle kom vrymaak van hulle geestelike vernietiging. Hy het hulle kom herstel en hulle weer in lyn gebring, want hulle toestand was as gevolg van hulle afvalligheid. Die feit dat hulle in die Joodse geloof, en dis hoekom Johannes die Doper uitgeroep het en gesê het, bekeer julle van julle verkeerde weë, en hy het hulle op die pad van Christus gerig. Hy het hulle almal gedoop. Hoekom? Om te sê, die manier hoe julle God gedien het tot nou toe was verkeerd. Dit was sonde. Bekeer nou. Verstaan jy? Verstaan jy waaroor dit gaan? Verstaan jy waaroor jou doop gaan? Jou doop gaan oor, ek het gekies hoe ek God gaan dien, totdat ek hom ontmoet het. En nou moet ek kies teen my ou manier, en ek moet hom op die nuwe manier kies. Op die nuwe weg wat hy vir my bepaal het. Hy het die weg bepaal hoe ek hom moet dien, en nie ek kan my eie weg bepaal nie. Hy het besluit, dis hoe julle my sal dien. En as jy nie weet hoe om te dien nie, dan moet jy na die woord gaan kyk, want die woord sê presies vir jou hoe jy hom moet dien en nie dien nie. Goed. Vers 36. En die soldate het hom ook bespot. So hier is een groep wat hom bespot. Die mense en die owerstes beskimp hom. En dan sien ons, die tweede lot wat hom beskimp en bespot, is die soldate. Nou die soldate was Romeinse soldate. Die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Want hulle het ook gehoor. Hulle het ook gehoor van die Messias. Hulle weet, die Jode dit was hulle ding. Die Jode se go-to was, hier kom 'n koning vir ons. Ons verwag ons koning, julle kan ons maar verdruk soveel as wat julle wil, Romeine, maar ons wag vir ons koning om te kom. En dis hoekom hierdie soldate hom spot en sê, nou wat nou, sit u dan nou aan die kruis, en u is eintlik veronderstel om Jode se koning te gewees het, nou kom dan nou af en wees dan nou hulle koning, maar jy sien, almal van hulle dit verkeerd gehad, die Jode sowel as die Romeine dit verkeerd gehad, want Jesus was nooit bestem om 'n koning vir mense as mens te wees nie, hy was nog altyd bestem om die koning van alle konings te wees, wat hy is, want hy sit nou, op hierdie oomblik, terwyl ek hierdie woord vir jou bring, sit hy op sy troon, in sy koninkryk. En die punt is jy deel van sy koninkryk, of is jy deel van 'n ander koninkryk? Dien jy die Jesus wat op sy troon sit, en aanvaar jy hom as jou hoof en jou koning, of wil jy koning speel oor jou eie koninkrykie? So hierdie soldate skree, as u dan die koning van die Jode is, verlos u self, want jy sien, hulle het ook hulle eie koning. En hulle koning is die keiser. En net so het die Jode, die owerste het gesê, ons wil nie hierdie Jesus ons koning hê nie, ons het ons koning, en op hierdie stadium is die keiser ons koning. Goed. Vers 38, en daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks, Romeins en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. Nou, weer eens, dit was nooit Christus se besluit om as koning van die Jode aangemeld te word nie, want dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy was nie die koning van die Jode nie. Maar hulle skryf dit aan die kruis in die 3 tale wat gebesig was in daardie tyd, Grieks, Romeins en Hebreëus. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, as u die Messias is, verlos u self en ons. Verlos ons dan nou. Bewys u self vir ons. Want jy sien, as hy op daardie oomblik verstaan het, waaroor die koningskap van Jesus gegaan het, sou hy die knie gebuig het en gesê, Here,
Soos wat die ander ou gesê het, Here, dink aan my, wanneer u in u koninkryk ingaan. Dink aan my. Jy sien, dis die probleem. As jy wil hê Christus moet in hierdie lewe, en ek sê dit nou vir jou, het jy 'n siekte? Gaan dit sleg met jou besigheid? Sukkel jy in jou huwelik en al hierdie goedjies wat ons so na Jesus toe hardloop mee en sê, kom maak net gou vir my, gee vir my 'n ander kar, gee vir my 'n ander huis, gee vir my 'n beter werk, sort net dit vir my, sort net dat vir my, laat my net van hierdie kruis afkom, en al die goedjies wat ons doen met die Jesus wat ons dink ons dien. Want die Jesus wat ons dink ons dien, is nie vir dit het hy kruis toe gegaan nie. Want jy sien, die ander een sê in vers 40, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Vrees jy ook God nie, soos hierdie mense wat besig is om 'n onskuldige man te kruisig? Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? En dan sê hy, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Die kruisdood was dit wat hulle verdien het om te kry vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. So hierdie man sien iets raak van sy skuld, want jy sien, totdat jy nie jou eie skuld gaan raak sien nie, gaan jy dink, jy's geregtig op redding, op verlossing. Verlos my nou. As hy dan nou die koning is van die Jode, verlos ons nou. As hy nie Christus is, wat beteken die gesalfde? Messias beteken gesalfde. Gesalfde beteken, u is as koning gesalf. Jy sien, die een ou se ingesteldheid is skuldig. Ek is skuldig. Die ander ou se ingesteldheid is nie, maak nie saak wat ek gedoen het nie. Ek is 'n Jood en ek kan aanspraak maak dat u my nou kan verlos, want u is dan nou, as u dan nou aangekondig het, u is die Messias, red ons dan nou. Jy sien, dis 'n aanspraak. Dis nie elke tong bely en elke knie gebuig nie. En dan kom hierdie man en hy sê, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Ek is oortuig as die man aan sy regterhand. Hulle sê dit nie, maar ek is oortuig as hy. Die een aan sy regterhand sê, hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En jy sien die man wat besef het hy's verlore, het 'n ander ingesteldheid. Hy kom met 'n pleidooi na Jesus toe en sê, dink aan my Here. Hy verwag nie redding nie, hy eis nie redding nie, hy sê, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En dan sê Jesus vir hom, en hy antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag. Kyk wat is die vraag wat hy vir Jesus vra in vers 42. Dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom, want hy het nie geweet wanneer gaan Jesus in sy koninkryk kom nie. Dink aan my wanneer u in u koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat sê Jesus vir hom? Vandag sal ek my koninkryk betree. En nou wil ek vir jou vandag 'n ding sê, en ek weet daar's baie Christene wat loop met die gedagte dat Jesus se koninkryk moet nog eers kom. Hy's lankal hier. Hy's hier die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf en opgestaan het. Toe sê hy, ek gaan na my Vader toe. Ek gaan langs my Vader gaan sit. Ons weet Stefanus het hom op die troon sien sit. En waarom dink jy Jesus se koninkryk het nog nie gekom nie? Hoekom sit jy soos die meeste Christene en wag vir Jesus om terug te kom sodat hy jou kan toelaat in sy koninkryk in? Besef jy nie dat jy klaar kan sit aan sy tafel in sy koninkryk? Besef jy nie, jy klaar 'n koning wat op die troon sit. Hoekom dink jy, gaan hy eers sy troon bestyg as hy terugkom? Waar is hy nou? Wat het Stefanus gesien? Het Stefanus, het hy 'n droom gehad? Stefanus het die hemel geopen gesien, en die seun sit aan die regterhand van sy vader, op sy troon. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vers 44. En dit was omtrent die 6de uur, nou die 6de uur van die dag daar, was 12 uur in die middag, so die dag het 6 uur in die oggend begin. So die 6de uur van die dag is 6 uur, is 12 uur, is 6 ure van 6 uur af, en dan
12 uur is dit, daai 6de uur, en dan sê hy, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur, toe so die 9de uur is dan 3 uur in die middag. So dis van 12 uur tot 3 uur in die middag, is daar duisternis. Nou, moet 'n mens duisternis reg interpreteer. Jy kan nie sê dit het donker geword nie. Die duisternis is, Christus is nou tussen hemel en aarde. Hy's besig om te sterf, hy het nog nie gesterf nie. Hy hang aan 'n kruis en die oomblik as hy aan die kruis sterf, dan kom die oorwinning, dan is die dood oorwin. Maar daar's vir 3 ure duisternis. Christus is oorgelewer in die hande van duisternis, so daai duisternis wat oor die hele aarde gekom is, die mag van boosheid. Is dieselfde duisternis wat ons in Genesis 1 kry. As jy Genesis teruggaan na Genesis 1 toe, en die aarde vers 2, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreldvloed. Die duisternis wat op die wêreldvloed was die bose magte wat uit die hemel uitgewerp was na die aarde toe, en hulle die aarde beset vir wie weet hoe lank, voordat God kom skep het en die mens kom maak het. En daar's duisternis oor die hele aarde. En die son is verduister. Nou moet jy weer 'n keer gaan sê, so wat is die son? Want jou interpretasie kan wees, ja, die son is die son in die lig. Nee, dis nie die son in die lig nie. Want daar's sleutels wat ek en jy nodig het om die woord van God reg te verstaan. Nou, gaan lees gou Openbaring hoofstuk 12. Openbaring hoofstuk 12 begin met die volgende woorde. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. En onthou, dis Johannes wat hier praat. 'n gewone mens soos ek en jy. Dis nie een of ander spesiale ou nie. Johannes sien 'n teken wat in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was. Nou kom aan. As jy nou sê hierdie son is dan nou die fisiese son, wie kan met die son bekleed wees? Kom ons sê gou vir my. So die son waarna hy verwys is 'n simboliese betekenis. En dan sê hy, en die maan was onder haar voete. So wat beteken dit om met die son bekleed te wees? Nou moet jy, om daai antwoord te kry, moet jy na Maleagi 4 toe gaan, want Maleagi 4 praat van die son van geregtigheid. En dan sê hy, luister wat sê hy hierso. Hy sê in vers 2, maar vir julle wat my naam vrees, en ons het nou gesê, wat is Christus se naam? Dis 'n Bybelse, daar's 'n antwoord in die Bybel, Openbaring 19:13, sê sy naam is die woord van God. Maar vir julle wat die woord van God vrees, is wat daar staan, sal die son van geregtigheid opgaan. So wat doen die son van geregtigheid? Geregtigheid is 'n lig wat in jou lewe inskyn om jou ongeregtigheid uit te dryf. Hoe? Deur die woord van God. Okay, so die son van geregtigheid, want hy sê, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Wat is die son die son wat verduister word? Terwyl Jesus besig is om te sterf, hy's nog nie hier, nog nie daar nie. Hy's van die aarde af opgelig, maar hy's nog nie in die hemel nie. Hy hang aan 'n kruis. Jesus het gesê, hy gaan opgelig word. En die plek van verwerping vir Christus is presies daar aan die kruis, waar hy's nie by God nie, maar hy's verwerp deur God en deur die mense. Dis hoekom hy uitgeroep het wat hy uitgeroep het. Hy's verwerp en verlate. En dis waar die verduistering vandaan gekom het. Die son is verduister. Wat is die son? Die son is hierdie vrou. Hy sê 'n vrou wat met die son bekleed was. Wie was die vrou? Die vrou is die vrou van God wat die Jode was op daai stadium. Hulle is verduister, want nou het hulle glad nie, hulle het nie meer die Messias nie. Die Messias is nog nie terug by die Vader nie. Die Messias hang tussen hemel en aarde aan die kruis, en hy kan nie, voordat hy nie by die Vader aan die regterhand van die Vader is, kan hy nie die Heilige Gees stuur, sodat hulle die trooster by hulle het, sodat hulle God kan leer ken en verstaan nie. En dis waaroor die sonsverduistering gaan.
So met ander woorde, die bruid van God of die vrou van God wat die Jode was op daai stadium, hulle is in duisternis gehul. En die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Want jy sien, die middeldeur geskeur is Christus wat geskeur moes word vir jou en my. Hy is die voorhangsel. Hy is die middelaar. Hy is die een wat tussen jou en my en God gestaan het en hy moes geskeur word sodat ons vrye toegang kan kry tot die Vader deur sy seun. Vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit sê, blaas hy die laaste asem uit. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En jy moet verstaan, Jesus het nie sy vlees vir sy Vader gegee nie, hy het sy gees gegee. Met ander woorde, hy sê, Here, ek is nou in U hande. En dis presies wat hy doen. En toe blaas hy sy laaste asem uit. En dan sien ons in vers 47, en toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle het teruggegaan. Jy sien, hulle weet nog steeds nie wat daar gebeur het nie. Dis nie dat hulle die duisternis gesien het nie, dis nie dat daar vir hulle sonsverduistering plaasgevind het, hulle het nie gesien nie. Dis alles beeldspraak wat Christus hier gebruik word. Dis alles beeldspraak. Dis nie 'n fisiese sonsverduistering nie. Dis nie 'n fisiese donkerte wat oor die en dan waar daar in die ander evangeliese boeke word gepraat van daar was 'n groot aardbewing en dit is ook nie 'n fisiese aardbewing nie. Vers 49. En al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Jy sien, en dit is die beeld van Christus is verlate. Hy's verlate deur sy mense. Hy's verlate deur die mensdom en hy's deur God verlate. Hy staan alleen sodat hy die redding kan bewerkstellig, sodat hy die middelaar kan wees, sodat die voorhangsel geskeur kan word wat skeiding was tussen God en die mens. En hy word die oorbrugging, hy word die middelman, die middelaar wat die skeiding kom afbreek het. Goed, ons is by vers 50. En dan gaan ek klaar maak, vers 50 tot 56. En daar was 'n man met die naam van Josef. Nou Josef, weet ons, was 'n ryk man gewees, 'n lid van die raad. Wat 'n raad? Die Sanhedrin. 'n goeie en regverdige man. Hierdie was een ou wat deel van die Sanhedrin was, wat 'n regte ingesteldheid gehad. Hy was 'n goeie man en 'n regverdige man. Hoe weet ons dit? Vers 51. Hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie. Jy sien, jy weet nie wat jy nie weet nie. En dit is ons almal se fout gewees. Ons het nie geweet wat ons nie geweet het nie. Maar weet jy wat? Om nie te weet wat jy nie weet nie, is nie 'n verskoning om te weet wat jy moet weet nie. Ek gaan dit weer sê. Om nie te weet wat jy nie weet nie, is nie 'n verskoning om nie te weet wat jy moet weet nie. Want jy het 'n verantwoordelikheid om uit te vind wat jy moet weet. En dis hoekom hierdie disippelskap groep en hierdie disippelskap kursus wat ons doen, die hele Lukas evangelie van Lukas 1 af tot en met Lukas 24 toe, is om jou te help om te verstaan wat het Jesus vir ons opgesluit in sy evangelie. Hy het nie saamgestem met hulle handelswyse nie. En hy was van Arimatea af, 'n stad van die Jode wat ook self die koninkryk van God verwag het. Hy het 'n rein verwagting gehad van Jesus wat kom. En so het ons 'n paar mense gesien wat 'n rein verwagting gehad het. Ons weet onder andere Johannes die Doper se ouers het 'n rein verwagting gehad. Elisabeth het 'n rein verwagting gehad en so kan ons 'n klomp mense uitwys wat 'n rein verwagting gehad het van hierdie Messias wat sou kom.
Die ander het 'n verwagting gehad, maar dit was nie rein nie. Hulle verwagting was gewees, hy moet op Dawid se troon kom sit, hy moet ontslaa raak van die Romeinse keiser uit hulle lewe uit, en hulle wil net hulle eie koning hê. Dis presies die beeld van die koning Saul versus die koning Dawid, want die volk in die tyd van Saul het gesê, gee vir ons 'n koning, en God het gesê, maar ek is julle koning. Nee, ons soek 'n koning soos die ander volke konings het. En toe sê God, mas reg, as dit is wat julle wil hê, kry vir julle, hy gee vir hulle Saul, en Saul word hierdie wrede koning wat sy volk absoluut verinneweer. En net daarna word Dawid die koning. Dawid is die beeld van Christus, en daarom Dawid se manier van regeer was vanuit die hart van Christus gewees, en hierdie man, hierdie Josef van Arimatea is 'n Dawid man. Hy's 'n man met die hart van Dawid. En ek kan vir jou nou sê, as ek na Christene kyk, dan sien ek baie Saul harte, en ek sien 'n klein bietjie Dawid harte. Ek sien baie Saul harte. Daar's baie Saul Christene. Geweldig, dis die breë weg. Die vraag is, wie's jy? Wie's jy? Is jy 'n Saul volgeling of is jy 'n Dawid volgeling? Want die Dawid volgeling is dieselfde volgeling wat Christus volg. Want Dawid het van Christus gepraat. Die Here het vir my Here gesê. Die Here het van my Here. Dawid het geweet sy Messias gaan kom. Vraag is, weet jy jou Messias het gekom? Of is jy besig met die Saul Christus, wat 'n ander Jesus is? Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Hoekom? Weet jy wat? Dis die lieflikste beeld van omgee in die liggaam van Christus. Is, hy het geld, hy het 'n graf, en hy wil die beste hê vir sy Messias. Alhoewel, nie vir eie gewin nie. Want Jesus is klaar dood. Sê dat hy gaan punte wen nie. En dan sê hy die liggaam van Jesus gevra en dit afgehaal. Hy het Jesus se liggaam van die kruis afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in die graf wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie. Jy sien, hy het die graf vir homself gekoop want hy het die geld gehad. En dan wil ek nou vandag vir jou sê, dit beteken nie as iemand geld het dat hy nie vir Christus kan staan nie. Hier's 'n bewys. Hier is Josef van Arimatea, en hy was nog deel van die Sanhedrin ook. Hy was nog deel van die Joodse Raad ook. Hy was 'n hoë kop in die Sanhedrin gewees. En hy het die Joodse wet gevolg, soos wat hulle dit vir hom aangebied het. Maar jy sien, hy het nie saamgestem met hulle handelswyse nie, dit staan hier. Vers 51, hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie. En jy sien, hy steur hom nie aan hulle nie. Hy steur hom nie aan die Sanhedrin wanneer hy Jesus gaan afhaal nie. Hy sê, goed, ek gaan hom ten minste vir hom 'n good burial gee. Ek gaan ten minste die regte ding doen hier. En hy gaan doen 'n profetiese ding met Jesus se liggaam, want dit moes so gewees het. Hy word in 'n graf begrawe waar daar nog nooit iemand was nie. Is dit nie die gedagte van Jesus wat die donkie laat kom en sê, bring 'n donkie, maar daar moes nog niemand op die donkie gery het nie? Is dit nie lieflik nie? Jy sien, alles wat mens gemaak is, alles wat deur die mens ingebreek was, is nie van die Here af nie. Daar het nog nooit iemand ingelê nie. Vers 54, en dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. Christus, ons Sabbat, het aangebreek. Is dit nie lieflik om te weet dat, dit bring sommer 'n weemoed in my hart om te besef, die geweldigheid van wat Jesus vir my gedoen het, en vir jou. Die geweldigheid en die tydsberekening en alles wat God so haarfyn in plek gestel het. Niks wat gebeur het in Jesus en dit wat Jesus gedoen het, vandat Adam geskep was, vandat Christus die skepping gedoen het, tot en met vandag toe, is daar geen toeval in niks nie. Alles is in sy beheer. Hy's God. En die vroue, vers 55, wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê word, of neergelê was. Hoekom?
Hoekom? Getuies. Getuies. Christus het gewerk met getuies. God het gewerk met getuies. Hy sorg dat daar getuies is wat sien, hier word hy neergelê, hier word hy begrawe. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus, volgens die gebod. Jy sien, hulle het geweet, hulle kan nou niks doen nie. Hulle moet nou die Sabbat deursien en na die Sabbat, hoekom moes hulle die Sabbat deursien? As bewys dat hy dood was, hy moes eers dood wees, hulle moes hom dood verklaar voor hy kon opstaan. Ja, dis net die lieflikheid, ek kan nie nou verder gaan nie, want ons gaan nou in die volgende opname praat ons oor die opstanding van Christus, en dan sê al die lieflikheid wat daarna plaasgevind het. Een ding weet ons, en dit is dat daar's niemand anderster. En as enigiemand vir jou kom, ek het gister net weer gehoor, die poster het dit kwyt geraak, het was September laas jaar, September 2024 Desember, September, het hy 'n stelling gemaak, 'n waagstelling wat sy lewe gaan kos, en die stelling wat hy gemaak het, is om te sê, alle gelowe se pad lei na God toe. Elke geloof het die pad wat hulle stap, eindig op by dieselfde God. Jesus het gesê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As jy na die Vader toe wil gaan, dan doen jy dit deur hom. En nie so na hom kom soos wat jy dink nie, jy sal moet gaan kyk in sy woord, hoe kom jy na hom toe? Dit is nie 'n quick fix evangelietjie wat vir jou aangebied was, om te sê, het jy Jesus al as verlosser aangeneem? En dan sê jy nee, en dan sê, bid agter my aan hierdie gebedjie, en as jy klaar gebid het, as jy klaar, het jy dit klaar verkry? Nee. Dit is nie die evangelie nie. En daarom wil ek jou aanspoor, net weer 'n keer, gaan werk deur hierdie opnames van Lukas 1 af, en as jy vra het, daar's baie mense na wie toe jy kan gaan om die antwoorde te kry. Amen.